Goeiemôre ook van my kant af. Lekker dat jy hier is. En hartlik welkom by Endeavour Familiekerk en ook almal wat by ons inskakel op die aanlyn diens. Ek is oortuig dat jy dit reeds saam met ons geniet op die kruispad ervaring. Ons is in ons 3de week, 6 weke voor Paasnaweek, vandag 3 weke voor Paasnaweek. En dis regtig die groot letter naweek van elke kind van God. Maar ons het as span gevoel, ons wil jou in hierdie journey invat van die 7 weke van Paasnaweek of voor Paasnaweek. En ons hoor verskriklike mooi stories van wat in selgroepe gebeur, klein groepe wat by mekaar kom, mense wat deel en net praat oor wat in hierdie hele gebeurtenis plaasgevind het en die realiteit daarvan op jou eie lewe, die goed wat in jou eie lewe gebeur, goed wat jy voel, dis 'n kruispad oomblik en jy kan daaroor praat. Dankie dat jy deel is daarvan. Ons het nie meer boeke nie, maar jy kan dit op PDF formaat kry. Ons gee dit vir jou gratis en ons wil vir jou vra, wees deel van hierdie reeks en mag dit regtig dan wees dat jy ook in dit net die hand van die Here ook sien en ervaar. Alright, ek praat vanoggend met jou oor die stem van die Vader. Die subtema is wanneer die hemel praat en die hel skree. So, het jy al gevoel of voel jy ook so dat ons hier in die begin van 2026 kom en dan voel dit asof jy in 'n marathon is en 'n hindernislaag wat voor jou lê en daar's net klomp goed wat met jou gebeur en jy's deur een struikelblok, dan kom daar weer 'n volgende en bam is dit in jou gesig en dan sê jy, nog 'n aanslag, nog 'n ding wat moet gebeur. Kan ek gou vir jou vra, haal so diep asem. Dis net ek. Haal diep asem. En blaas uit. Dis nie net jy nie. Dis nie net ek nie. Ons kan deur dit kom. Ons kan deur dit gaan. Die vraag van vandag is, as jy heel eerlik is, wil ek jou vra, hoor jy nog die stem van God in jou lewe? Is dit duidelik? Is jy kalm oor God se stem? Is daar 'n rustigheid in jou stem? Of voel dit meer soos 'n radio wat jy moet instel? In my kar, as ek die radio instel, is nie 'n knoppie wat jy druk nie, is nog een van die knoppies wat jy draai. Hy mag so, en dan kom jy so by 'n stasie en dan sê, dit is radio sonder mense. En dan soek jy 'n beter stasie. Of is soos iemand wat wifi verloor. Sy data raak op en dan ewe skielik is jou foon net doodstil. En dan kom jy weer in 'n plek waar jy wifi connection het en dan kom al daai boodskappe weer deur en dan hoor jy weer wat aangaan. Ek dink baie keer gaan ons so deur die lewe en ons het net gemis oor die stem van God wat met ons praat. Vandag, die stem van God as 'n kind van God wat op reis is, wil ek daar met iets in jou gees kan gebeur om iets te verstaan van wanneer God praat. En ons gaan nie vanoggend daarna kyk oor die wonderwerke van Jesus en al die groot goed wat gebeur het, die lekker goed waaroor ons so graag wil praat nie. Ek wil juist stil staan by die struikelblok, by die plek van waar dit vir Jesus ook moeilik was. Want hier is die waarheid wat jy nooit hoor noodwendig by 'n doop of wat jy by 'n troue hoor nie. Om 'n kind van God te wees beteken jy spring al die struikelblokke vry. Ek is so bly daar's 'n paar ouens wat wakker is. Om 'n kind van God te wees beteken juist daar gaan struikelblokke in jou lewe wees. En wanneer daai struikelblokke in jou lewe is, dan moet jy kan agterkom en dan moet jy kan weet wat die stem van God is. Dit beteken jy het die stem van God nodig wat jou gaan dra wanneer daai struikelblokke jou pad langs kom. Lees saam met my in jou Bybel in Matteus 3 vers 16 en 17, sekerlik een van die mees kragtigste teksverse in die Bybel. Jesus is toe gedoop en daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Heilige Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my.
Nou kom ons stop net daar. Die hemel het oopgebars. En dan kom hierdie stem uit die hemel uit, die Vader wat praat. En hier kom 'n identiteitsverklaring oor Jesus. En God sê, jy, seun, Jesus Christus, jy is my geliefde seun. En ek is oor jou trots. Ek verheug my oor jou. Dit moes 'n bergtop ervaring gewees het. Hierdie moes 'n oomblik gewees het van wat die Moses hoogloop, Johannes die Doper doop vir Jesus, die mense klap, ek dink Maria daar gestaan, miskien het sy gehuil oor Jesus wat gedoop word, en hierdie stem wat uit die hemel uitkom, hierdie was 'n verskriklike mooi oomblik gewees, van waarin mense agtergekom het, God is in daardie oomblik, en God praat met Jesus Christus. Ek wil jou vandag vra, as jy nie weet van 'n bergtop oomblik in jou lewe nie, dan wil ek jou nooi om spoedig by 'n bergtop oomblik uit te kom. 'n Bergtop oomblik maak dat jy kan sê, daardie dag het God met my gepraat. 'n Ruk terug, tyd terug, gaan ek ry die Saterdagmiddag Homestead Dam toe. En ek kom al by Homestead Dam, ek is alleen in my kar, en ek skreeu uit my gees uit. En ek praat met God. En ek praat diep met God. En ek ervaar in 'n oomblik hoe die Heilige Gees my sê, jy, staan op aandag. Ja, Heilige Gees. En die Heilige Gees gee vir my woord wat aan my gees kom lê. En toe daai woord aan my gees ingebrand is, toe word dit 'n bergtop oomblik waarna ek terugkyk en sê, soos wat Moses by God gehoor het, het ek by God gehoor. Toe daar 'n oomblik daarna kom, toe sê ek, die Heilige Gees het my op aandag geroep. Hy het gesê, ek wil met jou praat, en dis wat jy sal doen. Kry jou bergtop ervaring met God. As jy dit nog nie gehad het nie, maak vinnig dan seker dat jy by dit gaan uitkom. Want kyk wat gebeur onmiddellik in hoofstuk 4. Na hoofstuk 3. Toe is Jesus deur die Gees van God die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Julle, ek kan nie vanoggend met jou baie daarop ingaan nie. Maar jy het die Heilige Gees van God by jou. Kan ek gou so sien? Kan jy net jou hand vir my waai sê, ja. Hy's in jou, hy's by jou. En wanneer jy in jou woestynplek kom, dan is die Heilige Gees in jou. Amen. En wanneer jy versoek word, wanneer daar allerlei beproewinge oor jou pad kom, dan is die Heilige Gees by jou. Amen. Dan moet jy by 'n plek wees waar jy kan sê, ek hoor en ek weet die stem van God se Gees is met my. Al gaan ek in die woestyn in, al voel ek die duiwel is daar, dan weet ek, maar God is met my. Yes, gee vir die Here 'n handeklap. 40 dae en 40 nagte het Jesus niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Ek word honger na 'n maaltyd. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, die versoeker is net 'n mooi woordjie vir sê gou vir een langs jou, Satan. Dis nie jy nie, jy praat uit van hom. Satan, dis diabolos, die duiwel, die versoeker, het gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip hulle moet brood word. Ek weet nie wie het raak sien nie, maar Jesus gaan van, jy is my seun, God wat het verklaar oor hom in hoofstuk 3, die volgende hoofstuk, as jy die seun van God is, die vyand wat kom praat. Het jy dit? Hoofstuk 3, jy is die seun van God, uit die hemel uit word dit gebulder deur God. Die volgende hoofstuk kom die vyand en hy sê, if you are the son of God. Sien jy dit? Van die Vader se bevestiging na die duiwel se bevraagteken. Tekening. Van ek is by jou, na die vyand wat kom sê, bewys dit. My vriende, dis die patroon van jou geestelike lewe. Jy gaan in oorwinning reguit in stryd in. Dit gaan met jou eendag verskriklik goed, die volgende oggend dan lê daai foon, dan sê, ag Here, wat nou? Kan ek gou sien gebeur met jou ook? En die enigste ding wat jou in daardie stryd gaan dra, is dat jy die stem van God op die bergtop gehoor het.
So vandag as jy moeg is vir die geveg, as jy sukkel om God se stem te hoor te midde van die lawaai, wil ek jou vra om 3 waarhede van God se stem in jou gees vas te maak. En ek gaan dit met jou deel en ek wil vir jou vra, probeer dit onthou, probeer dit herinner in jouself en skryf dit op jou kliptafel, skryf dit op jou hart, skryf dit op 'n papier, gaan sit dit op jou kantoor lesenaar, gaan sit dit voor op jou windscreen waar jy bestuur, maak net seker jy sien dit, voordat ek daai waarhede vir jou gee. Die gesag van God se stem is nie 'n swak, onsekere ou stemmetjie, wat jy vir jouself dan vra, was dit nou God wat met my gepraat het? Die stem wat ek van praat, wat met jou sal praat, het die heelal geskep. Die stem waarna ek verwys van God se stem, het gemaak dat die natuur in beweging kom. Wanneer God se stem praat, dan sal jy agterkom, jy wil op aandag staan en sê, ek luister na u, o God. En wanneer jy daai stem van God hoor, dan sal niks anders te jou in beweging wil laat kom nie, maar jy sal net wil luister na die stem van die Here. Psalm 29 sê, die stem van die Here weerklink oor die waters. Dit is die magtige God wat die weer laat dreun. Die Here self is op die groot waters. Die stem van die Here is magtig. Die stem van die Here is vol majesteit. Wanneer God praat, praat hy met krag. Hy praat met gesag. Hy praat met majesteit. Sy stem is nie bang vir die storms nie. Hy donder bo die storms uit en hy sê, ek kondig myself aan. Ek is God van jou lewe. Kan jy vir die Here hande klap gee? En tog, dis hierdie magtige God met die donderende stem wat afbuig om vir jou en vir my te sê, jy is my kind. Is dit nie vir jou amazing nie? As jy dit reg verstaan vanoggend, verander alles. So die eerste punt is, die Vader se stem vestig jou identiteit voor jou prestasie. Die eerste ding wat ons sien is baie, baie belangrik. Wat het Jesus gedoen voordat hy gepraat het? Nog voordat God gepraat het? Het hy wonderwerke gedoen? Het hy 'n berg versit? Het hy duiwels uitgedryf? Nee. Wat het Jesus gedoen? Wat het hy gedoen? Hy het niks gedoen nie. Weet jy wat het Jesus gedoen? Hy het net opgedaag. Hy was net gehoorsaam. En toe hy opdaag, toe sê God vir hom, ek is trots op jou. Ek verheug my oor jou. Ek is bly oor jou. Jy is my seun, Jesus Christus. Op jou het die duif gekom. Op jou sit ek my hand. Jy sien die oomblik toe God homself bevestig in daai identiteitsverklaring maak oor Jesus, toe verander alles. Wat het Jesus gedoen? Hy het net opgedaag. Hier wat is een van die belangrikste goed wat ek en jy moet leer om te doen, is om op te daag. Kan ek gou sien, wie van julle was al nie lus vir kerk op 'n Sondag nie? Ja, my vrou steek ook 'n hand op. Kan ek julle gou iets vertel? Ek het al pastore in hierdie kerk hoor sê wat sê, ek is nie lus om vanoggend kerk toe te gekom het nie. Dankie vir Bram se eerlikheid, maar ek kan ook eerlik wees. Vanoggend, toe die wind so lekker in my gesig gaan waai en ek word wakker, ek staan vroeg op en ek bid lekker oor vanoggend en ek voel hulle so koud, sê, ek wil weer langs my vroukie gaan kruip in die bed. Come on. Maar weet jy wat moet gebeur baie keer in jou lewe? Daag net op. Al voel jy nie lus nie, al voel jou liggaam nie lus nie, al is jy dalk so 'n bietjie in 'n moe plek of in 'n swak plek, daag net op by die selgroep. Daag net op by street shower. Daag net op by roep. Daag net op waar God jou kan gebruik. Daag op jy by jou werk. Be present. Wees net op 'n plek waar jy kan sê, Here, ek het opgedaag. Want dis die eerste ding wat God van jou vra. 'n Paar jaar terug preek ek en dan sit 'n man en 'n vrou so links en ek sien hulle en ek sê, die Here sê,
Vanoggend doen hy vir julle wat julle God voor vertrou. Hulle steek hulle hande so baie konservatief op, hulle voel baie exposed, ek kan dit sommer sien, ek sê vir gemeente, kom ons bid vir hulle, en ek sê nog daai dag, ek sê, dit gaan nie oor finansies nie, die Here wil iets vanoggend vir julle doen, hulle het net kerk toe gekom vir die worship. Hulle het 'n internasionale vergadering gehad op Oliver Tambo, kom daar aan, teken die kontrakte, maar die Here sê, dit gaan nie oor finansies nie, julle vertrou God vir iets anders. Volgende dag bel hy my terug, hy sê, man, my vrou het oor die 10 jaar, het sy gelei aan 'n bloedsiekte, sy het elke dag van haar lewe, het sy kranksinnige pyn in haar liggaam. Laasnag word sy wakker en sy het geen pyn nie, en sy dog sy's dood. En sy besluit toe sy knyp haar man, en sy knyp vir hom. Tsa! En toe sy hom so, jy weet daai knyp, toe sy hom so lekker knyp, en hy gil en hy skree, toe sê hy, "Aah!" En toe sê hy, "Oké, maar dan lewe ek is nog op aarde." Hy bel my die volgende oggend, hy sê, "My vrou het laasnag geen pyn gehad nie, hulle het opgedaag, en God het die wonderwerk gedoen." Luister, sy was oor die 200 dae elke jaar in die hospitaal. Luister, ek wil vir jou vanoggend vra, daag net op. Wees net by 'n plek waar jy sê, die teenoorgestelde van hoe die wêreld werk. Die wêreld sê, wys my wat jy kan doen, dan sal ek jou waarde gee. God sê, ek gee jou waarde. Nou kan jy gaan doen. As 'n wonderlike aanhaling van outeer, Brennan Manning, hy het gesê, define yourself radically as one beloved by God. This is the true self. Every other identity is an illusion. Hoekom is dit so belangrik vir struikelblokke? Omdat die duiwel altyd jou identiteit aanval voor hy jou op die proef stel. Dit is altyd in jou kop waar die duiwel wil werk. Matteus 4 sê die duiwel nie, "Hi Jesus, jy lyk van my 'n bietjie honger. Kom ons maak bietjie 'n lekker chicken wrap vir jou." Hi Jesus, onthou jy? God het vir Elia so lief gehad, hy het vir hom 'n stuk steak gegee in die woestyn. Kom, het jy al vergelyk met ander kinders van die Here? Hier's Jesus en hy dink terug aan Elia. Here, maar jy was so goed geweest vir Elia. Wat's fout met my? Hoekom kry Elia steak en ek kry niks? Kan ek gou gesien, wie het al 40 dae gevas? Ek sien een hande, well done. Ek het al 40 dae gevas, ek kon in 'n tuinslang slaap daarna. Maar weet jy wat was erger van Jesus se situasie? Jesus kon ons nie eens bad nie. Ek kon daarom nog bad. Ek onthou ek eendag toe maak ek vir Glenna so 'n lekker stuk steak gaar. Dit klink nou asof ek groot was net so 'n klein stukkie steak, maar het baie lekker gelyk. Ek het dit vir haar gaar gemaak op die vuur. Ons was nog net, ek en amper sê ek ongetroud. Ons was nog net ma en pa sonder kinders. Dis wat ek wou sê. Ons nog nie kinders gehad nie. En ek maak vir Glenna 'n lekker stukkie steak en ek vat daai steak en ek ruik hom so. En ek sit hom so voor haar neer en ek sit langs ons bid vir die kos. Here, dankie vir die kossies. Amen. Sy sê ek kan nie voor u eet nie. Ek sê nie, jy gaan voor my eet. Sy eet haar stuk steak. Jesus het nie 'n stuk steakies gehad wat hy aan kon geruik het nie. Dit was droog, dit is warm. Wie van julle was al in die woestyn? Daar so en dan so 'n lekker palmboompie, dan so 'n aase watertjie. Nee my maat, jy kry warm